Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons wil tog vir u 'n voorspoedige 2026 toewens. Ja, kan jy glo, 2025 is verby, ons studies is verby uit die boeke wat ons gedoen het, uit Josua en Deuteronomium, en ons is nou in 'n hele nuwe studie waar ons gaan kyk na die boeke van Filippense en Kolossense. En ons gaan kyk na Christus wat die verbinding is tussen hemel en aarde. In hierdie week se studie gaan ons kyk, vervolg, maar nie verlate nie. Alhoewel Paulus vervolg was, alhoewel Paulus in die tronk gestop is, was hy nog steeds nie verlate van sy verlosser af nie, en hy het die werk voortgesit wat die Here hom geroep het om te doen. Weereens vandag saam met my in die ateljee om hierdie bespreking te doen en hierdie studie na te kyk, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê. En ons is in 'n splinternuwe studie en ons is in 'n splinternuwe jaar en ons gaan kyk in ons volgende 13 studies na die boeke van Filippense en Kolossense, maar Christus in Kolossense. En ons gaan daai verbinding probeer kry tussen die hemel en die aarde, en Christus is ons verbinding. En ons wil vir u ook baie welkom sê saam met ons in ons studies, en voor ons hierdie studie begin, Ronay, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om weer eens u woord te kan oopmaak en te vra dat u vir ons sal lei in insig en in wysheid. Here, waar ons in hierdie weke gaan werk deur die boeke van Filippense en Kolossense, en ons wil sien, Here, hoe u as ons almagtige Heer u leiding gee vir die wat na u uitreik en wat u nodig het in die werk wat vir hulle uitgesit is, soos wat u vir Paulus gelei het. Here, mag ons daadwerklik as individue u naam erken, u leiding ervaar en weet, Here, dat u met ons is in hierdie lewenspad. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen. So ons gaan kyk dadelik na Filippense. En ons kyk na 'n baie bekende vers. Almal van ons behoort daardie vers seker uit ons kop uit te ken. Wel, hy's kort genoeg ook, nee. Hy's kort genoeg ook. Kom ons gaan kyk na Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dit is so 'n kort teksvers. Dit is so 'n teksvers wat baie sê, maar dit is baie moeilik om altyd dit te doen. Om altyd 'n verblydende Christen te wees, wat die teksvers te wees. Ek vind dit is maklik om dit te sê, nee. Ja, want as ons tog nou mooi daaraan dink, hierdie teksvers praat eintlik van 'n tipe van 'n houding wat jy as 'n Christen moet hê. Jy moet 'n blymoedige mens wees. Jy moet jou verbly in die Here vir die feit dat hy die Here is, ongeag van die omstandighede waarin jy jouself op hierdie oomblik bevind. En ek dink dis waar my en jou uitdaging as Christen somtyds kom, nie waar nie. Ons kyk so vas teen ons omstandighede, waarin ons tans bevind, dat ons sien somtyds geen rede vir 'n blymoedige gees nie. Nou, ons lees baie keer in die wêreld, lees ons van, soos jy nou sê, omstandighede wat ons in plekke sit. Baie keer dan, ons het al so gespot in die bediening, ja, ek wil vir die Here werk, maar solank dit iewers langs die see is, of solank dit op hierdie plek is en daai plek is. En baie keer besef ons nie dat die Here ons in situasies plaas om 'n bediening daarvoor te sit. So kom ons skep hierdie scenario en sê, wat sal gebeur as die Here u kies om te sê, ek wil hê jy moet in die gevangenis gaan bedien. En weens een of ander iets word jy in die gevangenis geplaas, onregmatiglik dalk, maar nou is jy daar. En jy kan nie daar uitkom nie, en nou, wat gaan gebeur? Gaan ek binne in die gevangenis sit en sê, maar ek gaan my nog steeds in die Here verbly, en ek gaan voortgaan om die evangelie te verkondig, of gaan ek suur wees en die heeltyd
kla en kerm oor die omstandighede waar ek geplaas is, in plaas van om my bediening voor te sit waar die Here my geplaas het. En dit klink snaaks dat die Here jou in die gevangenis sal sit, maar weet, dit is nou 'n uiterste geval, maar ons gaan kyk ook daarna, want dit is presies wat met die skrywer van Filippense en Kolossense gebeur het. Presies, ja. Paulus. Presies, Paulus skryf hierdie briewe vanuit die gevangenis. Dit was nie 'n aangename situasie waarin hy hom bevind het nie. Sy vryheid is van hom ontneem en ons moet nie aan 'n gevangenis dink hier waar hy op hierdie stadium was dat hy dalk baie gemaklik was waar hy was nie. Ja, kyk, ons moet nou net dink aan die gevangenis van vandag en die gevangenis van daai tyd was dit altyd dieselfde situasie nie. En seker maar van dorp tot dorp verskil dit ook en van gevangenis tot gevangenis verskil dit ook. En ons weet dat op 'n stadium was Paulus onder huisarrest, so dis nie dieselfde as in die gevangenis nie, maar jy is nog steeds jou vryheid is gevangene, ja. As ek dit so kan stel op die ou ende van die dag. Ja. En ons gaan daarna kyk en net so 'n agtergrond kry van die skrywer en hoe hy homself verbly het in die Here terwyl hy in die gevangenis was. So kom ons lees Efesiërs 3 vers 1 en dan sal ek vir ons na Filemon toe gaan. Nou as jy na die boekie van Filemon toe gaan of die brief van Filemon, hy het net een hoofstuk, so vers 1. So as jy hom vir ons het. Okay, Efesiërs 3 vers 1 sê: om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. So dis interessant dat Paulus verduidelik hoekom hy in die eerste plek 'n gevangene is. Goed, hy is nie 'n gevangene as gevolg van 'n daad wat hy gedoen het wat teen die wet van die Here is nie. Hy is 'n gevangene juis omdat hy staan vir Christus Jesus. So hy het 'n gevangene geword vir sy geloof. Dis belangrik om te verstaan. Okay. So kan ek Filemon 1 lees, want dit sê vir ons, gee vir ons dieselfde gedagte. En dit sê Paulus 'n gevangene, en hier is my klem, van Christus Jesus. En dan sê hy die broeder van Timoteus aan Filemon die geliefde en ons mede-arbeider. Okay, hele vers, maar gevangene van Christus. Hy sê nie daar 'n gevangene vir Christus nie. So hier speel ons met die woorde en hy sê ek is 'n gevangene van Christus. Met ander woorde, ja, ek is in die gevangenis. Die omstandighede is ook nie omdat ek iets verkeerds gedoen het nie, maar omdat ek getuig vir Christus. Maar, ekskuus tog, die groot ding wat hy hier sê is, ek is 'n gevangene van Christus. So behalwe dat ek letterlik in die gevangenis is, het Christus my gevange geneem. En ek behoort nou aan hom en moet my lewens daarvolgens lei. Het ons alself al gesien as gevangenes vir Christus of van Christus, sodat hy ons gevange kan neem? Ja, dis 'n interessante konsep wat Paulus hier bring, want wat hy basies sê is ek behoort aan die Here en dit is oukei. Ek is deel van hom. Ek ongevange, dis half 'n aardige konsep om te sê 'n gevangene se vryheid is van hom ontneem. Maar Paulus wil basies sê dat die vryheid van 'n sondige lewe is van my weggevat omdat ek deel geword het van die Here. So daar waar ek my bevind en waar ek en u ons vandag bevind, is dit belangrik om te besef dat maak nie saak hoe die omstandighede rondom ons is nie. Ek en jy is in 'n mate 'n gevangene van dit wat die Here van ons verwag. Nie waar nie. Ons sal geen probleem hê daarmee om te sê ek is 'n gevangene van my werksomstandighede en my werksreëls nie. As ek by my werk is, dan maak ek soos wat daar by die werk gesê word ek moet maak. Ja. Ek tree op, ek het 'n spesifieke werksetiket, ek het 'n spesifieke werkstel reëls en ek het geen probleem om dit te hou nie want ek wil nie graag my werk verloor nie. Nie waar nie. Straks nog het nie een van ons 'n issue daarmee nie. Ons het nie 'n probleem om dit na te kom nie. Maar die oomblik as ons by die Here staan en sê maar die Here het 'n sekere stel reëls, die Here het 'n etiketsreël, die Here het 'n Hoe wil hy ons moet optree? 'n etiese stelreëls van hoe ons moet optree en hoe ons moet ons gedra, omdat ons gevangenes is in ons lewensstandaard wat aan Christus se standaard gekoppel is, dan wil ons so half begin bietjie
ongemaklik raak met die idee. Ja, maar ek is nou nie gemaklik in hierdie gevangenskap nie. Los my eerder laat ek die ding kan gaan doen waar ek dit wil gaan doen. Baie ander kere ook, en vir Paulus is dit hier, hy was in die gevangenis gegooi, en baie keer word ons beperk in ons omstandighede waar ons is. En dan wil ons amper sê, Here, maar as ek nie hierdie beperking het nie, hoekom word hierdie beperking op my geplaas? Ek sou soveel ander beter werk kon gedoen het. In Paulus se geval, as hy buite was, sou hy baie meer kon gereis het, baie meer mense kon gesien het. Maar dink net daaraan, as Paulus nie in die gevangenis was nie, dan het ons 10-1 nie die brief gehad van Filemon nie, van Efesiërs nie, van Kolossense nie, van Filippense nie. As hy nie daar was nie, wat nie net vir hulle stof tot nadenke was nie, maar ook Tot vir lering ons vir ons vandag, was. wat ons het, en wat deel van die Bybel vorm. Ja, op die einde van die dag, ek dink is omtrent 5 van die Nuwe Testamentiese boeke is Ja. geskryf vanuit die gevangenis. Ja. En dit is van die mees insiggewendste boeke vir praktiese raad vir die Christen oor hoe om hulle lewe te lei en hoe om vir die Here 'n getuie te wees. Dalk moet ek en jy ons eerste vraag so in hierdie nuwe jaar en dalk vir onsself vra. Is dit dalk nodig dat die Here vir jou en vir my op hierdie stadium gevangene hou in ons omstandighede, sodat ons vir hom tot skynende lig kan wees en kan fokus op dit wat hy van ons verwag? Want jy weet, ek dink as die Here vir Paulus dalk gelos het, dat hy hardloop deur die hele Europa, sou hy soveel intense opleiding kon gedoen het, soos wat hy gedoen het in die omgewing waar hy was. Paulus was 'n man wat daarvan gehou het om nuwe plekke, nuwe mense, sy dryf om die evangelie te versprei was groot. Dis nie verkeerd nie. Maar onthou, die Here het nodig gehad dat hy ook mense moet oplei wat na hom moes aangaan met die werk. Ja, met ander woorde, nie net op homself te steun nie, maar ook dan om die werkerskorps groter te maak. So die Here sit ons baie keer in situasies wat ons nie so gemaklik mee voel. Glad nie ongemaklik meer is. In die eerste plek is dit dalk vir ons om daaruit te leer. In die tweede plek is dit is dalk waar die Here ons nodig het op daardie huidige stadium. En ons moet ons werk daar doen na die beste van ons vermoë, want ons weet nooit wanneer gaan ons oproep, ons roep wat die Here ons gee, verander en dalk na ander omstandighede toe is nie. So wat jy eintlik sê is, daar waar ek my op hierdie oomblik bevind, en al is dit nou hoe ongemaklik, is die vraag wat ek eerste moet vra, is Here, wat wil U hê moet ek hier doen? En die tweede vraag is, Here, vir wie moet ek dit doen? Ja. Wie is hier vir wie ek iets moet beteken? Joh, dis nogal 'n konsep om te dink dat die meeste van die goed wat ek en jy vra wanneer ons in omstandighede is wat ongemaklik is, dan sê ons, Here, hoekom ek? Ja. Die ander vraag is, hoe leer ons om in daai omstandighede waar ons is, die beste daarvan te maak? Nou baie keer as jy in slegte omstandighede is, wil jy nie die beste daarvan maak nie. Jy wil eintlik Net so vinnig as moontlik daardeur kom. uitkom. En dis nie altyd moontlik nie. Ons weet soos die lewe ons lei, is daar dinge in ons lewe wat gebeur. So ons moet op die Here vertrou dat sy tyd altyd daar is. En ons moet nie, ek wil nie sê ons moenie probeer om uit die omstandighede uit te kom nie, maar doen dit wat jy kan terwyl jy daar is. En dan bly by 4:4 wat sê verbly jou altyd in die Here waar jy ook al is. Want geluk is 'n keuse. Dis nie omstandighede nie. Dis reg. So ons moet kies om altyd gelukkig in Christus te wees en dan ons taak daarvolgens te vervul. Filippense 4:5, die vers net daarna sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dan die pragtige stukkie waarmee vers 5 afgesluit word sê, want die Here is naby. So daar's jou rede. Hoekom is ek veronderstel om altyd hierdie blymoedige gees te hê? Want ek weet die Here is altyd naby. Ja. So selfs in moeilike omstandighede moet my vriendelikheid nie kwyn of taan nie, omdat ek my in die Here verbly. So waar sal vriendelikheid vandaan kom? Uit my vreugde wat ek vind in die Here uit. Ja. So kom ons gaan net een stapie verder, ons hoef nie te lank daar tyd te spandeer nie. Ons weet dat Paulus nie net een keer
in die gevangenskap was nie. Maar 'n hele paar kere deur sy bediening is hy in die tronk gegooi. Ekskuus tog, hy is geslaan. Hy het baie goed wedervaar. Nie net op een plek nie. So partykeer gebeur hierdie dinge en 'n mens wonder hoekom hierdie dinge in jou lewe gebeur. Maar soos in Paulus se geval is, dit was omdat hy die werk van die Here gedoen het, maar omdat hy mense kon bereik het wat hy nooit in sy lewe sou kon bereik het as hy nie daar was nie. Ja. En dit is ook die nodigheid wat ons moet besef, dat baie keer word ons in omstandighede geplaas sodat ons die mense kan bereik wat ons nooit sou bereik het as ons nie in daai omstandighede sou gewees het nie. So die omstandighede gaan baie keer nie oor my nie, dit gaan oor diegene wat my nodig het daar. Ja. Kom ons kyk gou-gou in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, dit klink nou snaaks dat ons na Korintiërs toe gaan, maar dit is Paulus se wedervaringe. 2 Korintiërs hoofstuk 4 en dan lees ons daar vanaf vers 7 tot 12. En dan sien ons al hierdie verskillende wedervaringe wat hy gehad het. 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat dit voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Terneergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewe in die dood om Jesus wil, sodat die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood in ons, maar die lewe in julle. As ons nou kyk na hierdie middelste gedeelte van hierdie teksverse, dan sê hy, al word ons vervolg, is ons nie verlate nie. Al word ons neergewerp. En dit is 'n positiwiteit waar hy kyk, want hy sê hierdie dinge gaan gebeur in u en my lewe. Dit gaan gebeur in die nuwe jaar. Al gee ons mekaar wat 'n wonderlike nuwejaarswense vir mekaar, want ons doen dit elke jaar. Ja, en dit is goed, en dit is mooi. Dis goed en mooi, maar tog gebeur die negatiewe daarmee saam. Ja. Ekskuus tog. En hier sien ons dan dat hy sê, maar kom in al hierdie moet ons 'n positiewe ligpunt sien. En dit is wat hierdie verse vir my sê. Sien daai positiewe ligpunt daarin dat Christus is altyd by ons. Al is jy verslaan, jy's nog nie dood nie. Jy's nog lewendig. Staan op, gaan aan, doen die werk vorentoe. Ja. Jy's neergewerp, maar jy's nie vernietig nie. En ek dink elke keer wat ons moet verstaan is wat die wêreld aan jou doen, beteken nie dat jy uit die hand van die Here uitgeruk word nie. Dis hoekom hy so mooi sê, jy sal vervolg. Wie vervolg? Die wêreld vervolg. Maar jy's nie verlate nie. Die Here het jou nie verlaat nie. Die wêreld het jou neergewerp, maar die Here het nie toegelaat dat jy vernietig word nie. En ek dink dit is vir ons in die nuwe jaar seker een van die mooiste aanmoedigings wat vir ons kan lê. Maak nie saak wat die wêreld op die einde van die dag aan jou gaan doen in hierdie jaar nie. Jy moet besef dat die Here is groter as die oomblik waarin jy verval. En die moeilikheid. En die moeilikheid waarin jy verval. Hy sal nie toelaat dat jy vernietig word nie en hy sal jou nooit verlaat nie. Dit is as ek en jy vas staan in hom en bly in die roeping waarvoor ek en jy geskep was. Vandat ons gebore is het die Here vir ons 'n roeping wat hy vir elkeen van ons gegee het. Kom ons kyk verder. Nou, as ons in hierdie moeilike situasie is en hy sê ons is dalk verlate, maar ons vervolg, maar ons is nie verlate nie. Kom ons kyk wat se hulpbronne gee die Here vir ons. Okay. Ons gaan na 2 Korintiërs hoofstuk 6 toe en ons lees dit daar vanaf vers 3. Ekskuus tog. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie geklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld in verdrukkinge, in node en benoudhede,
in sla, in gevangenskap, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerig, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk ons lewe, as getugtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes maar altyd opgeruimd, as armes maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie en tog alles besit. Okay, so daar's twee. Dis seker een van die mooiste gedeeltes in Korintiërs is hierdie paar verse. Ja. Hy sê ons gaan deur al hierdie moeilikheid, maar wat hou ons in stand? Jy weet, want as ons hierdeur lees en ons gaan deur moeilike tye in ons lewens, dan sien ons Paulus, ek gaan ook daardeur. Slapelose nagte, ek het ook daardeur gegaan. Maar hier kom ons in vers 6 en aan die einde van vers 6 dan sê hy in die Heilige Gees in ongeveinsde liefde. So met ander woorde, die omstandighede waardeur ons gaan, moet ons altyd besef, ons is nie alleen nie. Christus het 'n ander trooster gestuur om saam met ons daardeur te gaan. So ons gaan nie alleen deur ons omstandighede nie en ons moet vertrou dat die Heilige Gees ons daardeur kan lei. Die tweede punt wat uitkom daar is in vers 7, dit sê in die woord van waarheid. Met ander woorde, die woord van waarheid is die skrif. Met ander woorde, ons moet nog meer in die woord van God delf. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Wanneer dinge moeilik begin raak, soos wat in hierdie verse vir ons beskryf word, en alles is nou nie so hankie-dorie soos wat dit moet wees nie, dan is daar twee dinge wat normaalweg gebeur. Ons begin minder op ons knieë te gaan en in gebed met God te wees, en ons lees minder die woord. En ons sê almal dan, ons is nie geestelik op 'n goeie plek nie. En omdat ons geestelik nie op 'n goeie plek is nie, bly ons weg van die een wat ons kan help. Wat ons kan terugbring van waar ons moet wees. Wat net nie sin maak nie. Met ander woorde, dis juis in die tye wanneer dit slegter met ons gaan, wanneer ons voel, wanneer die verdrukkinge kom, wanneer die node en die benoudhede daar is, dat ons na die woord van God toe moet teruggaan. En ons vestig in die woord van God en op sy beloftes wat hy vir ons gemaak het, sodat ons kan weet, ons hervestig ons en bevestig dat ons 'n lewende God dien en dat hy vir ons 'n trooster gestuur het om saam met ons te wees. Daar's 'n ander konsep wat ek dalk so vinnig net gou hier wil inbring. Hoekom het Paulus al hierdie dinge ervaar? Wat het gebeur? Die omstandighede waarin hy vir hom vind, is omdat hy staan vir die Here en vir dit wat reg is. As ek en jy ons in omstandighede vind wat nagevolge is van ons eie ongehoorsaamheid, dan gaan ons voor die Here moet gaan staan, vergifnis vra en gaan regmaak wat ons aangejaag het. En ek dink dit is belangrik vir ons om te besef. Paulus se die geval wat hy hiervan gepraat word, is wanneer ek en jy staan vir wat reg is, staan vir ons geloof in die Here, en ons vervolging dan ervaar as gevolg van dit. Geregverdig of ongeregverdig, in 'n tronk gegooi word, of ons werk dalk verloor omdat ons staan vir die Here, of wat ook al mag gebeur. Ons kan nie ons eie nalatigheid in ons lewe, weens die feit dat ons in sonde verval, gaan vergelyk met die omstandighede waarin Paulus homself nou bevind. Ja, met ander woorde, jy moet jou appels met appels vergelyk. Met ander woorde, as jy die lyding en die goed deurgaan, as gevolg van, omdat jy Christus volg, is dit een manier van lyding. En as jy dit doen, as gevolg van jou eie toedoen, Ja. dan is dit heeltemal 'n ander situasie. As jou situasie is as gevolg van jou sonde, omdat jy van die Here af weggetree het, dan gee Paulus vir ons hierdie pragtige belofte, dat ons kan terugkom na die Here toe. En ons kan onsself verootmoedig voor hom, en ons kan terugtree tot na hom toe, en ons kan herstel vind in die Here. Maar as ek en jy in omstandighede ons hierdie jaar gaan vind, omdat ons sterk staan vir ons geloof,
En omdat ons die wederkoms van die Here wil van getuig en wil verkondig, dan moet ons weet dat soos Paulus sal ons nie deur hierdie omstandighede alleen staan nie, en ons sal nie vernietig word nie, en ons sal nie val nie. Baie dankie Ronay. So, as ons nou kan aangaan met ons studie, dan sien ons ook dat baie keer wil ons in 'n sekere rigting gaan, en ons wil op 'n sekere plek werk, en ons wil sekere dinge doen, en dis asof die omstandighede dit net nie toegelaat word nie. Nou wanneer 'n mens nou kyk in jou alledaagse lewe, dan is dit dalk heeltemal iets anders, maar wanneer jy nou vir die Here wil werk, en dit lyk elke keer of daar 'n stokkie voorgesteek word, dan is ons so geneig om te sê, wie se skuld is dit? Dan is dit mos nou die Satan se skuld, nee. En ons sien dat hier Paulus was op pad gewees, hy het werk gedoen het, en toe kry hy op 'n stadium, toe kry hy 'n nagvisioen van iemand wat vir hom sê, kom oor na Macedonië. Nou moet hy na 'n ander rigting toe gaan. En baie keer is die roeping van die Here Glad nie wat ek in gedagte glad gehad nie het dieselfde as wat my gedagtes is nie. En dan moet ons maar oorgee, en dis sê, Here, kom ons volg jou. Nou hy het na Macedonië toe oorgegaan, maar daar sien ons, daar's 'n ander strategie. Want Macedonië is 'n streek gewees. En hy het maar besluit, okay, hy gaan oor na Macedonië toe, maar kom ek gaan oor na een van die grootste stede, wat Filippi was. En hy het oor soontoe gegaan. Nou, dit is 'n baie goeie sentra om in te wees, want hierdie stad het as jy daar gebly het, nie is daar gebore, het jy amper dieselfde voorregte gehad as wat jy in Rome gebore was. So met ander woorde, dit is 'n baie invloedryke stad, en hy het na daardie stad toe gegaan en gesê, maar kom ons gaan dan daar, en ons gaan werk dan daar, in daardie stad. So dit was vir hom baie strategies geweest om so toe te gaan. So baie keer stuur die Here ons ook op plekke uit, maar dis nie spesifiek. En ons moet 'n bietjie ons breinstoffies gebruik, en dan kyk waar ons vir die Here kan werk. So dis iets waarna mens moet kyk in daai gedeeltes. Ek dink dis waar ons moet sensitief raak vir die roeping van die Here en die stem van die Heilige Gees. Die Here het vir elkeen, vir my en vir u, individuele roepings gegee. U lyk soos u lyk, u praat soos u praat, u die taal wat u het, u die ondervindinge in u lewe, of dit goed is of dit sleg is, omdat jy voorberei is vir 'n roeping wat niemand so goed kan doen soos jy nie. En hierdie hele 13 weke fokus ons op hoe Christus vanuit die hemel vir ons wat ons roeping wil volbring op hierdie aarde, die pad saam met ons stap, totdat hy ons eendag weer sal kom haal, tot en met die wederkoms. Dit is belangrik om te besef dat ons praat hier oor die werk wat uitgesit is vir jou en vir my, as Christene, want die Here het op die ou einde van die dag vir sy disippels gesê, ek stuur julle na elke taal, stam, volke, nasie. Dit sluit vir jou en vir my in. En as die Here vir jou voorberei om op 'n area te gaan werk, is dit belangrik om jou samewerking te gee. Ja, sodat jy die werk daar kan gaan klaarmaak. En omdat jy die werk daar kan gaan klaarmaak. En soos wat ons nou al reeds gesê het, en soos wat ons die voorbeeld van Paulus kan sien, jou idee van waar die Here jou heen stuur, of gaan stuur, of die roeping wat hierdie wonderprentjie wat jy in jou kop het van waar die Here jou gaan plaas om vir hom te werk, is dalk nie altyd wat die Here in gedagte het vir jou nie. En ek dink, soos in Paulus se geval, het hy nie gedink dat hy met die Romeinse soldate of met die Romeinse mense vanuit die tronk uitgaan moet werk nie. Ek bedoel, hy het by homself gedink, maar ek kan Rome toe gaan en ek kan mos daar in die strate gaan werk, soos ek met almal werk. Ja. Die Here se manier van hoe hy jou roeping gaan vorm, is sy besluit. En ek en jy kan of ons samewerking gee en geweldig baie vir hom beteken in sy werk, of ons kan teneergedruk raak en ons moet verloor in die Here. Met ander woorde, waar dit op hier neerkom as ons na hierdie gedeelte kyk, vertrou op die Heilige Gees waarheen hy jou lei. Want hy weet wat die volgende stap is. Hy weet die volgende persoon wat dalk die boodskap nodig het in 'n area, in 'n plek waar jy dalk nie lekker tuis voel nie, maar dit is nodig om daar te wees. En soos wat ons van Paulus gesien het toe hy soontoe was, het hy daar vir Lydia ontmoet en hy het van die ander mense daar ontmoet wat toe later weer kon uitgegaan het
en hierdie werk in ander dele kon gedoen het, waar Paulus nie self kon uitgekom het nie. Want Paulus kon ook maar net na soveel plekke toe gaan. En ons weet, hy het nou, vir baie mense het hy briewe en goede geskryf en baie mense ontmoet, maar daar is sekere plekke wat hy nooit besoek het in sy lewe nie. Ja. En so sal dit ook wees met ons. So strategies moet ons reg wees, maar ons moet bereid wees om die strategie van die Heilige Gees te erken in ons lewens, sodat ons die werk kan vervoer wat hy vir elkeen van ons uitsit. Right. So ons kyk nou net so na die volgende ene, kyk ons na en dit nou die volgende brief, nee, dis nou Kolossense. En dit is nou die dorpie van Kolosse of die stad van Kolosse waar hy by uitgekom het. En dis een van die stede wat Paulus nooit self besoek het nie. Maar ons sien daar's 'n hele brief aan die Kolossense. Ja. So, hoe het dit dan nou daar gebeur? Dit was omdat Paulus op 'n sekere plek moes gekom het, die evangelie moes verkondig het, en een van die mense wat daar was, is die man met die naam van Epaphras. Nou, ons het ook 'n bediening gehad op 'n stadium, wat gesê het, Epaphras bediening, wat is dis die intredingsbediening, waar jy vir ander kan intree. En hy moes hierdie boodskap gekry het, en sy opleiding gekry het van Paulus, terwyl hy op 'n ander plek was, waar hy nie eintlik gedink het hy moet wees nie. Sodat hy hierdie man kon ontmoet, dat hy kan gaan teruggaan en werk kan gaan doen het in Kolosse. Ja. So jy weet daar's hierdie pragtige konsep dat die sukses van die een wat my opvolg, is op die einde van die dag in daadwerklikheid ook my sukses. Ja. Dis presies wat ons hier sien. Paulus het mense opgelei, soos Epaphras, wat kon teruggaan na sy tuiswoning. En teen die tyd dat Paulus 'n brief geskryf het aan Kolossense, was daar alreeds 'n gemeente gestig. Ja, en hy kon hulle terugverwys en sê, luister, want almal hoor nou van hom, en dis nou hierdie groot prediker, wat ons almal van hoor, en almal wil tog van hom hoor, en hy kom en hy sê, luister, ek het hierdie man opgelei wat daar van julle afkom. Hoe sê ons, wat sê die Bybel, 'n profeet is nie geken in sy eie land nie. Maar hier kom Paulus en hy sê, luister tog na Epaphras, want ons het hom opgelei, hy weet wat hy van praat, hy sal julle lei in alles wat julle moet weet. So, dit help ook in ons bediening, dat ons nie altyd alles, en dis die ander les wat ons altyd moet leer, dat ons nie altyd alles vir onsself wil hou, en alles vir onsself wil doen nie, maar lei ook ander op, sodat hulle die werk van God vooruit kan doen. Want almal van ons is tog net medewerkers in die wingerd. Ja. Op pas vir kalkligbediening, daar's net een, ek weet nie, daar's nie vir my 'n mooi Afrikaanse woord vir 'n celebrity nie. Jy weet, wat is 'n celebrity in Afrikaans? Julle kan tog so vir my in die kommentaar dalk 'n bietjie help met die ordentlike Afrikaanse woord daarvoor. Daar's een celebrity in die kerk en dit is Jesus Christus. Wees versigtig dat jy die idee het dat jy 'n kalkligbediening moet hê, dat almal jou naam moet ken en dat jou gesig en jou naam die enigste een is wat op mense se lippe is. Hier is 'n hele gemeente gestig in Kolossense van 'n persoon wat bereid was om te gaan leer van 'n ander prediker. Paulus het dalk dalk was dit gevaarlik, dalk moes die Here hom terughou en hom gesentreerd hou in 'n area dat hy mense kon oplei en kon uitstuur, omdat ons mense so verwronge raak en verknog raak aan kalklig predikers. Nie waar nie. Want hier moet Paulus tog op die einde van die dag sê, luister, so Epaphras weet wat hy doen. Ja. Hy het goeie opleiding gedoen. Hy het hierdie gemeente tot op die been gebring. Hy is 'n betroubare man om mee saam te werk, want al wat mense hoor is Paulus. Hy is die kalklig prediker waaraan almal vashou. Wie is daar in julle gemeente en julle omgewing wat julle kan aanmoedig om predikers te word, om werkers vir die Here te word? Is jy die een wat die werker vir die Here moet word, wat nie noodwendig die groot naam is nie, maar wat op die einde kan gaan en kerke kan gaan stig? Almal hoef nie te weet deur wie die kerk gestig is nie, want die celebrity van die kerk is nie jy nie,
dis nie 'n Paulus nie, dis nie 'n Petrus nie of 'n Johannes of 'n Jakobus nie, Jesus dis Christus. Jesus Christus. As ons dit nie daai konsep nie uit ons verstand uit verloor nie, sal ons nie 'n probleem hê om die werk van die Here te doen sonder dat daar elke keer 'n klop op ons skouer hoef te wees nie. Ja. So die volgende ene, kom ons gaan net vinnig oor daarna. Ons kan net vinnig kyk daarna want dit is eintlik 'n studie vir 'n heeltemal 'n ander dag. Sien ons die tweede persoon wat Paulus bereik het terwyl hy weg was en nie in Kolosse was nie, was Filemon. Nou dis die brief soos wat ons in die begin gelees het van Filemon. Nou ons weet die hele brief van Filemon gaan eintlik daaroor oor 'n man met die naam van Onesimus wat 'n slaaf was wat weggehardloop het. Want sy heer wat Ekskuus tog. Filemon was, het nou 'n Christen geword. En hy het weggehardloop na Paulus toe. En Paulus sê, luister, Filemon, ons het nou lank saam gewerk en jy is 'n medewerker van ons en elke ding, maar ek stuur nou jou slaaf vir jou terug. Want dit was wet gewees om hom terug te stuur. Maar hy sê ook hier, onthou net dat ons saam gewerk het en dat hy hom ook nou self bekeer het. En beskou hom nou meer as 'n broeder, as 'n slaaf, as 'n dienaar die hele tyd vir jou. So ons kan sien dat Paulus het mense bereik op heeltemal ander maniere waar hy nie eers was waar hulle was nie, sodat die evangelie nog verder uitgebrei kan word in plekke soos daai. So ons sien daar dat daar is gemeentes gestig in daardie areas. En Paulus het baie goeie werk gedoen daar. Maar hy skryf daar byvoorbeeld, en miskien moet mense net vinnig daar kyk na daai twee gedeeltes toe. As jy vir ons dan Filippense toe sal gaan, dan kyk ek vir ons vinnig na Kolossense. En daar's net iets wat ons daaruit moet kry. Kolossense 1 vers 1 en 2 en jy kan vir ons Filippense 1 tot 3 lees. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die hakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heer Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Okay, en as ons kyk na die ander ene, dan sê Paulus apostel van Jesus Christus deur die wil van God en die broeder Timoteus aan die heiliges en gelowige broeders. Met ander woorde, hier kom hy en ons sien daarso heiliges, broeders en daar sê hy diakens en Die opsieners, ja. Met ander woorde, hierdie briewe skryf hy nou aan die gemeente, maar nie net so aan die leierskap nie, maar aan die hele gemeente. Aan die heiliges. Nou baie keer as ons die woord heiliges kry, dan sien ons heiliges is iemand wat nou nie meer sonde doen nie en iemand wat nou op 'n troontjie is. Eintlik is die heiliges goed iets word geheilig vir 'n sekere doel. En omdat ons heiliges is, word ons afgesonder vir 'n sekere doel. En ons afsondering is Matteus hoofstuk Matteus 28. En die groot opdrag wat ons gekry het, gaan dan heen, verkondig die evangelie in elke stam, taal en nasie. Nee. Dit is ons opdrag, dit is waarvoor ons geheilig word. En so is hier ook heiliges wat ook dan 'n opdrag het om na die plaaslike gemeente te kyk, maar nie net na die plaaslike gemeente te kyk nie, ook die plaaslike gemeente te vergroot en uit te brei. En dit is iets wat ons na moet kyk om nie net ons gemeentes in stand te hou nie, maar ook om dit te laat groei. Ja. En nie net dit te laat groei van binne nie, maar dit laat groei van buite. Ja. Wat jy daarmee bedoel is mense sien groei in jou kerke want kindertjies word gebore en hulle word groot in die kerk, hulle word deel van die gemeente van die gemeente. Dit is maar die natuurlike groei van die gemeente. Maar ons het nodig om nuwe siele in te bring in die kerk van die Here in. En dit was tog waaroor Paulus se grootste bediening gegaan het en dit is wat hy leer van kerk tot kerk waar hy gegaan het in die briewe wat hy geskryf het, is aan die opsieners, aan die heiliges, julle wat
in hierdie kerk sit, julle het 'n verantwoordelikheid. Dis nie net ek wat moet uitgaan en hierdie woord gaan verkondig nie. Julle kan nie net hier by die kerk sit en die kerk laat goed funksioneer nie. Dit is ook 'n werk, ja. Die kerk moet goed funksioneer, maar die hoofdoel van die Here, van die Here se kerk, is om siele te gaan wen. Ja. En die ander ding wat ons hieruit kan sien uit hierdie gedeeltes van Paulus is dat baie mense sê, ja, maar ek sal dit doen. En hier het Paulus gekom en hy het gemeentes gestig deur ander op te lei en hy het vir hulle gestuur om gemeentes te gaan stig. So daarom moet ons besef dat wanneer 'n weermag saam staan, het hulle 'n sekere doel. En ons is in God se weermag. En wanneer ons almal saam staan, dan kan ons saam 'n doel bereik. Waar as elkeen op sy eie is en ek wil amper sê elkeen skiet na sy eie teiken toe, dan werk dit nie aldag vir ons uit nie. Ons moet gesamentlik saamwerk. Maar daar is 'n struktuur en daar's 'n strategie wat saamgestel is uit God se woord uit, waar ons kan saamwerk om sy werk te voldoen. So maak nie saak waar ons is, waarheen ons gaan, waar die Here ons nou geplaas het nie. Kom ons werk om God se strategie op die einde van die dag te bereik en sy woord te verkondig, sodat elkeen hom kan aanneem, sodat ons hom kan sien kom op die wolke. Dit is ons grootste gebed in hierdie volgende 13 weke, dat jou roeping as individu vir jou 'n waarheid sal word. Dat jy sal sien hoe die Here die hemel verbind aan die aarde en hoe hy jou pad vir jou sal vooruitbaan. Bid en wees sensitief vir die stem en die leiding van die Heilige Gees en mag die Here se woord en se verkondiging van sy evangelie deur u mond uitgedra word. Mag ons almal eendag die vreugde hê om te weet ons het 'n bydrae gelewer in die werk van die Here. Baie dankie Renée. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir U baie dankie. Baie keer voel ons vervolg. Ons voel te nagekom. Maar Here, mag ons nooit moed verloor terwyl ons besig is met U werk nie. Laat ons altyd ons oë gerig hou op Jesus Christus, die begin en die einde van ons geloof, en dat ons na U sal opkyk en dat U ons elke dag sal lei. Dat ons nie sal kerm en kla in die omstandighede waar ons is nie, maar dat ons die werk sal doen terwyl ons in daardie omstandighede is. Want ons roeping mag dalk binnekort verander. Dankie Here dat U saam met ons was, dat ons insig uit U woord het kan kry en ons bid dat U seëninge vir ons sal gee terwyl ons hierdie lesse weer sal studeer in hierdie komende nuwe jaar. Ons sê vir U baie dankie vir die liefde en die insig wat U vir elkeen van ons gee in Jesus naam. Amen.